woorde het krag. Genesis 2 vers 19 sê, toe vorm die Here God uit die grond al die diere van die veld en al die voëls van die hemel, en hy bring hulle na die mens om te sien wat hy hulle sou noem, en wat ook al die mens 'n lewende wese genoem het, dit was sy naam. In Bybelse tye was naamgewing baie belangrik. Dit was 'n daad van insig, beskrywing en heerskappy. Daarom is dit betekenisvol dat Adam die diere name moes gee. Dit het behels dat hy hulle ken, klassifiseer en beheers. Op die wyse orden Adam sy wêreld en gee aan alles identiteit. Ons woorde het steeds dieselfde krag. Deur ons woorde definieer ons wêreld, sê ons hoe dinge is. Ons woorde gee identiteit aan mense, situasies, gevoelens, verhoudings. As jy sê iemand is sleg, is daardie persoon vir jou sleg. As jy sê alles is hopeloos, het jou lewe daardeur hopeloos geword. Gebruik jou woorde dus versigtiger. Laat jou woorde die Bybelse waarheid praat. Sê byvoorbeeld dat daar hoop is, dat God sal ingryp, dat jy geseënd en dankbaar is. Sê iemand doen goed, sê dankie. Spreek woorde van hoë waarde, spreek geloof, spreek liefde. Jou woorde word jou waarheid, jou werklikheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die verantwoordelikheid om te sê hoe dinge is. Help my om met geloof te praat, nie met ongeloof nie. Help my om op te bou, nie af te breek nie. Help my om 'n werklikheid te beskryf wat vol hoop en liefde is, wat vol van U is, want dit is die waarheid. Amen. Die Here seën jou.